Ek slaan my oë op tot u wat in die hemel troon. Kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons ken Psalm 33 baie goed, maar ek loop hierdie hele week met hierdie woorde van vers 5 in my gedagtes, tot ek uiteindelik nou besef waar in die Gesangeboek dit staan, en hoor hierdie treffende woorde van Psalm 33 vers 5. En die gaan ook daarmee te doen kry in ons skriflesing vandag. Die Heer se woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebed. Stop net eers bietjie daar, drink dit in. Die Heer se woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebed. Nou dit is op soveel vlakke waar. Ons gaan lees dit waar van Israel gewees in ballingskap. En hier is baie persoonlik. Ek en jy, sonder Jesus, is dood. En hy wat skepper is, maak ons lewendig deur sy Heilige Gees. Dis waar van jou en my. So kom ons loof die Here met hierdie woorde. Hy spreek, dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Nasies en tiranne smee vernietelplan in die vlam van haat. Hy wat groot van mag is, weet wat daar bedag is en verbreek al raad. Kom ons loof die Here, vers 5, Psalm 33. Die Heer se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebed. Hy spreek, dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Nasies en tiranne smee vernietelplanne in die vlam van haat. Hy wat groot van mag is, weet wat daar bedag is en verbreek al raad. Kom ons blaai na Gesang 316, ons sing daar die 3de versie, na die saamvatting van die wet, en dan gaan ons terug na Gesang 84, en sing ons ook daar die laaste versie, vers 11, as bevestiging van wat ons glo. So eers 3:1:6 vers 3, en dan Gesang 84, vers 11. As die Here Jesus die wet saamvat, dan haal hy aan uit hierdie twee gedeeltes uit die Ou Testament, hy haal aan uit Deuteronomium 6 en dan Levitikus 19 vers 18. Kom ons lees Deuteronomium 6 vers 4 eers. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En hierdie woorde is ontsaglik belangrik. Ons gaan vandag ook in die skrifgedeelte die woordjie hoor. Shema Yisrael, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Dis waaroor die wet gaan. Het gaan oor liefde. Levitikus 19 vers 18 gaan verder. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Heer, u gee
verlos van dood. In die groot ontferming gee U ons beskerming, redder uit die nood. Ons sal tot U eer, o Heer, in U heil met blydskap lewe, aan U oorgegewe. Geliefdes, kom ons lees weer. Ons het verlede week dit gelees as ons teksgedeelte en vandag hoor ons, nadat ons sonde bely, hoe die Here dit doen. Esegiel hoofstuk 36 vers 25, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle 'n God wees. Wanneer die Here hierdie woorde sê, julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle God wees, dan gaan dit oor die verbondsverhouding, die liefdesverhouding wat God met sy kinders wil hê. Hy wil nie net hê jy moet weet, daar ergens is 'n God, en hy is kwaai nie. Hy wil hê jy moet weet, die kwaai God is jou Vader. Hy is jou verbondsgod wat jou lief het. En jy verdien straf, dis waar. Maar omdat jy sy kind is, het hy sy seun in jou plek gestraf. Dit het ons gesing. Heer, U gee U lewe, so word ons vergewe. Jy kan vandag jou rekening bring en sê, Here, hier is my week se sonde. En Jesus vat daai rekening en sê, omdat jy by my huil oor jou sonde, waar jy my eer aangetas het, skryf ek oor hierdie rekening met my bloed. Betaal, vergewe. Tel jou kop op, kyk die wêreld in die oë, jou verhouding met die lewende God is reg, gaan dien hom met blydskap. Geliefdes, kom ons bely wat ons glo en elkeen spreek in sy hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Dat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam te wees. Ons wil sing van al U liefde, en U waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie. Amen, bly my hart getuig. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord uit Esegiel hoofstuk 37. Ons het
presies dieselfde boodskap as in hoofstuk 36, hierdie keer in die vorm van 'n visioen. Ons lees vers 1 tot vers 14, die huiswerk is vers 15 tot 28, gaan kyk na die twee stokke, wat die Here bymekaar sit, die noordelike en die suidelike ryk, wat hy weer een volk maak, onder die nuwe Dawid, koning, dit is uiteindelik nou die Here Jesus, die seun van Dawid. Maar vir vandag, vers 1 tot vers 14, daar is twee dele. Die eerste 10 verse is die eerste deel, waar die Here die visioene gee vir Esegiel. Ons gaan eers na die eerste 3 verse kyk, en daarby stilstaan, kyk na die groot vraag wat die Here vir hom vra, kyk na sy antwoord. Dan vers 4 tot vers 10, dit is die kern van wat hy sien, van wat gebeur met die volk, en dit is van betekenis ook vir ons vandag. En dan uiteindelik vers 11 tot vers 14, die verduideliking van wat dit beteken, en hoekom die Here hierdie woorde gee. Nou ek gaan 'n paar van die goed gaan ek herhaal, in die Engelse vertaling. Hier is nou 'n bietjie gewoond daaraan, Henkie, ek is bly julle is hier, ek het vir julle gewag, so ek gaan so ietsie in Engels ook gee, net ek net die kern kan oordra. Want julle is nie die enigste nie, ons het 'n paar Engelsmanne wat gereeld die kerk bywoon, en ons is met groot vreugde dat ons ook nie net die heilige taal spreek nie, maar selfs ook Engels kwytraak. Goed, vriende, kom ons verlustig ons in die woord van die Here. Ek gaan van ons eers lees Esegiel 37, die opskrif Israel word herstel. Wie praat? Esegiel. In hoofstuk 1 vers 3 ontmoet ons Esegiel, hy is die seun van Buzi, die priester. Buzi beteken my skande. Esegiel beteken die Here gee my krag. Dis die boodskap van die boek, van my volk wat my skande is, ek en jy wat skande is in God se oë deur ons sonde, na God gee my krag. Dis waartoe ons op pad is, dis waarmee hy besig is. Kom ons verlustig ons teksvers, vers 11. Die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die gees van die Here, en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, u weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat kom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. Sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering, en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, laat hulle lewendig word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe die gees in hulle gekom,
en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Daarom, profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here. Kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit die grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. En ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet, dat ek, die Here, dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. Net tot sover uit ons Afrikaanse vertaling. Nou die Engelse woord vir die seegeel is Ezekiel. So ek moes nou eers 'n grappie maak. Jy kry mos hierdie papa grappies wat nie sulke oulike grappies is nie, maar die een grappie is nou, watter profeet is die profeet wat jy nou die maklikste kan jag as jy nou 'n jagter is, en dit is hierdie ene, Ezekiel. Nou Ezekiel 37, and I read from verse 4, again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. En dan uiteindelik in vers 11, verse 11, then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Therefore, prophesy to them and say to them, thus says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel, and then you shall know that I am the Lord. And I have opened your graves, O my people, and brought you up from your graves, and I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it, and performed it, says the Lord. Net tot sover ons skriflesing, kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons aanbid U as die een ware God. Ons dankie vir die geleentheid wat ons het om aan U eer en lof te bring. Here, ons kom na U in diep afhanklikheid. Ons het ons sonde voor U bely en die heerlike versekering, die blye versekering gekry dat U ons sonde vergewe. Dankie Here dat ons hierdie wêreld waarin ons bly en hierdie week wat voor ons lê en met al die dingetjies wat op ons virke is, al die goed waaroor ons bekommerd is, ons mensies waaroor ons bekommerd is, ons geliefdes wat swaar laste dra, ons self wat soms moedeloos is. Here, U weet wat ons frustreer, wat ons kwaad maak, wat ons hartseer maak. Ons kom met dit alles na U toe, Here, en ons lê ons pakkie voor U en ons vra, Here, wil U krag gee na kruis, wil U oor ons ontferm, wil U ons vul met U hoop vandag opnuut, wil U vir ons help om verder te kyk as die probleme van hier en nou. Here, wil U vir ons 'n toekoms oopbreek, sodat ons met 'n vaste vertroue hierdie pad kan loop, nie selfvertroue nie, godsvertroue die pad kan loop. Here, rus ons vandag daarvoor toe opnuut. Here Jesus, so bid ons vir ons kinders in die nuwe kwartaal wat voor lê, ons dra elkeen aan U op.
by ons verbondsonderrig, Here, dat U ook hierdie geleenthede wat ons het om by mekaar te wees sal gebruik om ons kinders toe te rus en bewus te maak van U ontsaglike liefde vir hulle en hoe kosbaar hulle in U oë is. Here, dat hulle met harte vol liefde, voluit vir U sal leef. Here, wees met ons jong mense, ons werkende jonges, ons jong gesinne, Here. Ons bid vir elke dooplidmaat. Here, ons bid vir ons huwelike, vir elke verbondsgesin, waar ons wil by mekaar kom Sondag om die heilige sakrament van die nagmaal te vier, is ons gebed, dat U hier sal wees om die volk te voed. Here Jesus, ons bid vir ons volkie, ons bid vir ons land, ons vra, Here, gee vir ons ook 'n perspektief om iets te verstaan van dit waarmee U besig is in ons lewens, dat ons U van harte sal dien. Here, ons is so opgewonde oor die projekte wat voorlê en ons pak dit aan in diep afhanklikheid van U. Here, dat U vir ons ook die krag sal gee om so Saterdag by mekaar kom. Ons as gemeenskap van heiliges daar ook U sal dien in die manier hoe ons die vleisie braai, in die manier hoe ons die produkte wat ons hart aan gewerk het sal verkoop, Here, en dat ons op hierdie manier ook 'n stukkie van die koninkryk bou. Dankie vir ons boeties en sissies langs ons en om ons, wat saam met ons op so 'n manier U dien. Here Jesus, ons vra, dat wanneer ons dan nou die volgende dag wil by mekaar kom om U te verheerlik met die heilige sakrament, dat dit 'n hoogtepunt sal wees vir ons as U kerk. Here Jesus, ons vra dat U nou U woord in ons harte seën, in Jesus naam. Amen. Geliefdes aan ons Here Jesus, die Help Mekaar plan. Ons begin in 1915, dit het ontstaan na aanleiding van die 1914 rebellie. Na die Tweede Vryheidsoorlog was dit 'n ontsaglike moeilike tyd vir ons boerevolk om op te staan. En ons het op daardie stadium 'n baie Engelsgesinde regering gehad wat verwag het van ons mense om wat net 10 jaar tevore in die Tweede Vryheidsstryd was, nou namens Engeland te gaan veg en Duits Wes-Afrika, Namibië oor te neem. En generaal de Wet en 'n klomp man het gesê nee. En hierdie rebellie is baie vinnig, baie hard, baie bloeddorstig beëindig. Baie manne het in die tronk beland. Generaal de Wet self het in ballingskap gesit deur sy eie mense in daardie tyd in Sint Helena. En baie van hulle is verwag om die skade te betaal wat aan die Engelse se winkels en hom gedoen is. Die rekening het 350.000 pond beloop. As jy dit nou vandag se rande toe sit, is dit miljoene rande. En baie manne sou hulle plase verloor. So wat toe gebeur na die rebellie in 1915, kom generaal de Wet en Dominee Kestel by mekaar in 'n Vrystaatse dorpie en hulle klomp boere byeen. En die boodskap van Dominee Kestel was, dra mekaar se laste. En hulle het begin, en gesê, wel, ek het dalk nie shillings nie, maar ek het dalk 'n paar pennies, ek sal dit gee. Vrouens het hulle juwele gebring, gesê, ek het hierdie paar oorbelle, ek het hierdie hangertjie. Binne 2 jaar, 1917, is die volle rekening van 350.000 pond betaal. Die een boer het sy plaas verloor nie. Die skuld is vereffen. Die Help Mekaar Fonds het gewerk. Volgende jaar 1918, Sanlam ontstaan na aanleiding van die Help Mekaar beweging om ons volk ekonomies te help. En die geld was meer as wat genoeg was, sodat die Help Mekaar studiefonds begin is. So toe die depressie slaan in 1930 en ons boerevolkie van die plase af stad toe kom sonder vaardighede in die myne kon werk, want daar was nie geld of werk nie. Daar was nie kos. Toe kon die Help Mekaar mense help om opleiding te kry.
In 1939 kom ons volkie by mekaar, 300.000 mense in Bloemfontein, om die arm, blanke vraagstuk aan te spreek. En Dr. Nico Diedriks begin met die reddingsdaad bond, waar ons mensies gehelp word, om 'n geleerdheid te kry, om ekonomies te kan oorleef. Volkskas is die bank wat daaruit ontstaan het, is later gekaap en het Absa geword vandag. En die Help Mekaar Fonds het ons volkie op so 'n manier hoop gegee. Nie net die geld gegee dat daar opleiding kan wees dat ons in 1948 die regering kon word, nie die 61 republiek kon word. Dit het hoop gegee, want daar was 'n plan. As daar 'n plan is daar hoop. En nou is die vraag, wat het hier gebeur? Wat ons sien in hierdie gedeelte is, die Here praat met Jesegiel en met die volk baie ernstig, want vers 11, die volk het geen hoop nie. Ons het dit so gelees in die vertaling, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore. Verwagting, het ons in die Engelse vertaling gehoor, is die woord hoop. Dit kom van die Hebreëse woord wat beteken is 'n tou wat jou saambind. Die Engelse vertaling stel dit so treffend en gee die essensie wanneer hy sê, our bones are dry, our hope is lost, we ourselves are cut off. En ons kyk na onsself vandag, en ons praat met mekaar en ons sê, wat se toekoms is daar vir ons kinders in die land? En ek sê dit met respek, want ek weet, my eie boetie in Australië, hy het 'n toekoms daar. En hy bly met sy kinders daar, nou vir 20 jaar. En dis hulle lewe. Maar erger as die ekonomiese krisis in Suid-Afrika, wat erger was as wat beleef is in 1914, 1915 en die jare daarna, is die gebrek aan hoop. Dat ons mekaar moedeloos praat. Dat ons goed struktureer rondom 'n idee dat daar geen hoop is nie. Ag, wat help wat jy probeer, en daar is geen hoop nie. Jy gaan in elk geval nie die werk kry nie, jy gaan in elk geval nie die rigting kan doen nie, jy gaan in elk geval nie iets kan bydra nie. En die boerevolk was daar, met pennies en shillings, in een geslag, 'n totale draaipunt en wending in hierdie land. En die vraag is, want dis wat God hier doen. Hy sê, hier is die plan. Hier is my Help Mekaar plan vir my volk, vir my verbondsvolk, sodat hulle hoop kan kry. Dis die vraag, hoe kom ons daarby uit? In hierdie verse wat ons lees in vers 1 tot 3, sien ons God se plan begin dat hy sy profeet op hierdie vlakte bring, en dis net kopbene waar jy kyk. Dis net bene, en hy laat hom loop, en is kilometers wat hy loop, en is net bene. En dan vra hy vir Jesegiel die vraag, en dis aangrypend dat die Here vir hom dit vra. Hy sê vir hom, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Wat sou jy antwoord? Normale logika sê vir jou, is nie 'n manier nie. Ons het verlede week vir mekaar gesê, jy kan nie 'n lijk hier so sê, hoor die ouetjie staan op, kom ons gaan hospitaal toe nie. En hierdie is verder as net iemand wat pas oorlede is, hierdie is al jare wat hulle verdor, en dit is net, vel is weg, daar is geen ledemaat of ligamente of iets oor nie, dit is net wit, uitgedorde, gedroogde bene. En die vraag, menslikerwys, is daar enige hoop, kan hierdie bene lewendig word? Menslikerwys, absoluut nie. Dat is nie 'n manier nie. Geen manier wat jy vir hierdie been kan aanspreek en sê word lewendig nie. Maar hoor wat antwoord Jesegiel. Kyk wat sê hy.
Hy sê, Here, U weet dit. Dit is 'n baie slim antwoord. Aan die een kant kan jy sê, ja, dit is 'n versigtige antwoord, maar aan die ander kant is dit vir my fenomenaal. Dat in 'n tyd waar hierdie hele volk hier in ballingskap sit, in hoofstuk 33 het hulle gehoor, Jerusalem het geval. Na 3 jaar wat Nebukadneser die stad omsingel het, is die mure van Jerusalem afgebreek, die tempel is afgebreek, die ouens kom nou ballingskap toe, saam met ons, hier waar Esegiel nou as die eerste ouens wat weggevoer is, sit. Hulle het altyd gedink, hier is dalk net so 'n foutjie, maar die Here is nog in die tempel in Jerusalem, en niks kan die Jerusalem aantas nie, want die Here is daar. In Esegiel 11 sien Esegiel hoe die Here wat hy in hoofstuk 1 gesien het, Jerusalem verlaat, uit Jerusalem uitgaan, en dan hierdie vreemde ding, hy kom na die volk wat in ballingskap sit. Die Here het Jerusalem verlaat, en dan word die stad afgebreek, en die tempel afgebreek. Maar God het 'n herstelplan, 'n help mekaar plan, vir 'n volk wat geen hoop het nie. Here my God, net U weet dit. Dis woorde van hoop van 'n God wat 'n skepper God is, wat hy weet, God is almagtig. Mense kan niks daaraan doen nie, maar God kan. Hy weet God kan. En die Here weet wat sy plan is. En die plan begin by mense wat weet God kan. Ek en jy wat na ons omstandighede kyk in Suid-Afrika, na jou beurs en jou bankbalans en jou loopbaan toe, moontlikhede, en jy sê, Here, U weet. Dis 'n stuk genade. As jy al daar kan wees, om te weet, die Here weet. Hy weet waar hy my wil gebruik. Hy weet waar hy my plaas. Hy weet. Maar hoe gebeur dit? En dit antwoord hy nou in vers 4 tot 10. En die boodskap is, die Here voer sy plan uit. What we see in Ezekiel 37 verse 1 to 3 is, God has a plan for His people without hope. He works in Ezekiel to say, you alone know. The second part is God Himself is the one that works this plan. Wat 'n mens raak sien, is daar's geen menslike voorwaardes of prestasie nodig dat God se plan werk nie. Dis die kern van die evangelie boodskap in die Here Jesus. God werk en hy alleen werk. Daar's nie 'n manier wat 'n mens kan uitreik na God in jou eie sondige natuur nie, maar God kom na sy volk. Hy kom, die Almagtige, kom na sy volk toe. Hy reik uit na hulle en hy verklaar vir Esegiel, wat is die help mekaar plan? En wat hieruit duidelik is, hy is nie afhanklik van die volk se prestasie nie, want die ouens is moedeloos. Dis nie afhanklik van dit wat Esegiel moes doen nie, selfs sy preekwerk was wat God vir hom gegee het. Die inhoud van die preek was wat God vir hom gegee het. En nou is ons terug by Genesis 2 vers 7. Kyk wat het hier gebeur. Die Here die skepper sit sy hande in die grond. En hy vorm 'n mensie. Hy maak 'n skelet tot in die fynste molekule en besonderhede. Hy sit senings aan hierdie bene. Vleisspiere aan hierdie bene. Hy trek dit oor met 'n vel. En hy lê ou Adam. Maar dis nie die helfte van die werk. Genesis 2 vers 7, toe die Here geblaas
In Adam die lewensasem geblaas, en dan staan daar aan die einde van Genesis 2 vers 7, en hy was 'n lewende siel. Nie net 'n vormpie of 'n liggaampie nie. Jy moet onthou, jy is nie 'n liggaampie. Jy is nie wat jy sien in die spieël nie. Jy is 'n lewende siel met 'n liggaam. Wat Jesegiel sien is, dis eintlik grillerig. Hierdie klomp bene. Nou begin hierdie bene na mekaar toe kom. Jy sien nou later hierdie geraamtetjie. Jy sien hoe kry hulle nou senings, en jy sien hoe kry hulle vleis. En ongenadiglik raak dit bietjie mooier as hierdie vleis nou 'n vel oor kry. Maar wat sien jy dan? Jy sien 'n volk van zombies. Lyk of hulle lewe, maar hulle lewe nie regtig nie. Dis wat Jesegiel sien. En dit is so ontstellend. Hier is die hele volk. Lyk of hulle lewe, maar hulle leef nie. Wat's fout? Hulle het nie die gees van die Here in hulle nie. En dan moet hy profeteer en die gees van die uithoeke afroep om oor hierdie volk te waai dat hulle regtig lewe en nie net bestaan nie. Wat beteken dit? Die Here sê, dis hoe sy kerk lyk. Jy kry 'n magdom kerke, want daar mense is, wat uiterlik deur al die bewegings gaan. Ja, ek is hier in die kerk, ja, ek gee my geldjie, ja, ek lees 'n stukkie Bybel, sodat my tankie vol gemaak kan word. En as my tankie nie mooi vol is nie, dan soek ek 'n ander plek waar my tankie mooi vol gemaak word, sodat ek goed kan voel. Die Here sê, dis 'n zombiekerk. Dis nie wat hy bedoel het die kerk moet wees nie. Gaan nie oor uiterlik, hier sit ek en doen die dingetjies nie. Daar is 'n lewende God wat aanbid moet word. Dit gaan oor hom. Al hierdie goed wat die Here doen, sê hy, gaan kyk, hoofstuk 36, vers 21, 22, 23, ek doen dit terwille van my heilige naam. Nie om jou tankie vol te maak nie, terwille van my heilige naam. Dis hoekom God alles doen, die hele ballingskap, alles wat hy beplan het as deel van sy herstelplan, is terwille van sy heilige naam. Jy moet besef, hy is die Almagtige, nie jy nie. Jy moet besef, dit gaan oor hom. Die wêreld draai nie oor jou en jou behoeftetjies nie. En tog, doen hy aan jou die genade, dat hy ook jou tankie vol maak. Dat hy ook jou genadig is, dat hy ook na jou luister. Maar in wese wil die Here 'n liefdesverhouding met sy volk hê. Daarom sê hy elke keer, hulle sal my volk wees. Wat die Here hier sê is, dit wat die Here Jesus uiteindelik doen, toe hy opgestaan het uit die dood, het hy oor sy disippels geblaas, en sy Heilige Gees het hulle begrip gegee, werklik laat leef, vir Jesus laat leef. Maar die Here Jesus gee is 'n geskenk, dis uit vrye genade, jy kan dit nie verdien nie, jy kan nie jou eie verlossing bewerk nie. En wat hy vir jou en vir my vandag sê, ek laat jou opstaan uit die graf van jou formalisme en van jou godsdienst wat om jouself draai, van jou vasgevangheid in hierdie materialistiese wêreld en jou hooplose uitsig op die toekoms. Kom die Here en hy laat jou opstaan en werklik leef. Nou, hoe doen hy dit? En dis die laaste deel wat ons uitkom by vers 11 tot vers 14, waar God jou oproep om deel te wees van sy verlossingsplan, van sy help mekaar plan. Hy initieer, maar hy maak jou deel daarvan. Hoe doen hy dit? 3 maniere.
In die eerste plek vers 4. Ek lees vir die weer soos dit hier staan in die New King James, hy stel dit so. Prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Eerste ding, hoor die woord van die Here. Die woord van die Here, Hebreërs 4 vers 12, is lewendig en kragtig en dit dring deur tot die siel. Maak nie saak of jy sê, wel, ek is bietjie moeg, ek is nie regtig nou lus om Bybel te lees nie. Dis maar net so 'n gebedjie en dan slaap. Dis nodig dat jy tyd in die woord van die Here bestudeer. Hoor die woord van die Here. Want sy woord is lewendig en kragtig. Dis waar die verandering begin. Nommer 2, vers 6, 13 en 14. Hy sê elke keer, sodat hulle kan weet dat ek die Here is. Then they shall know I am the Lord. Dis waaroor dit gaan. Die erkenning van God as die een waaroor dit als gaan. Nie net, ek weet daar is 'n God ergens een kant ver nie. Hy's my liefdevolle verbondsvader wat my in homself vasbind. Ek is nie afgesny nie. Ek het hoop. Hy het homself aan my vasgebind en hulle sal weet dat ek die Here, Adonai, die skepper God wat vir jou die lewensasem gee, en Jahwe, die verbondsgod wat homself aan jou verbind. Ek is die Here. Erken dat die Here God is. Dat dit oor hom gaan. Sy naam groot sal wees. Laastens, vers 9. Waar die Here sê, ek gee hulle, dat hulle mag leef, ek gee hulle my gees. 'n Afhanklikheid van die Heilige Gees. God wil nie hê dat ons 'n kerk moet wees van lyke, wat net deur die bewegings gaan, terwille van onsself nie. Maar 'n lewende kerk, wat deur sy Gees gedryf is, deur liefde gedryf word, om voluit vir die Here te leef. Ons het gehoor, as Jesus die wet saamvat, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, en al jou krag. En jy moet jou naaste lief hê, soos jouself, gaan oor liefde. Maar die Here hier sê, hy wil nie 'n spookkerk hê nie. En hy wil nie 'n zombie kerk hê nie. Hy wil 'n kerkie van mense wat kan lief hê, wat mekaar help, wat vir mekaar omgee. Soveel liefde van hom kry dat dit oorloop en nie anders kan nie. Mekaar se laste dra. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. Hierdie plan van God is nie gebou op die dooie bene wat daar lê nie. Dis van hom afhanklik. Dis nie van jou omstandighede of van jou verlede afhanklik nie. Dis van die lewende God wat die lewe gee. Hy breek die slagoffermentaliteit waarvan daar ontsaglik baie in Suid-Afrika is. Hy breek die hooploosheid oor die toekoms waarin ons self lei. En hy sê vandag vir ons wat die plan is, en dit begin in jou hart. Waar jy vandag opnuut sê, Here, ek gee myself totaal aan U oor. Hier is my hart. Hier is my beursie. Hier is my gedagtes. Hier is my gedagtes oor die toekoms, vir my nageslag. Ek gee dit alles vir U. Want U is die God wat beloof in Jeremia 29 vers 11, ek sal vir julle 'n hoopvolle toekoms gee. Dit wat hy vir Israel gesê het, sê hy opnuut vandag vir jou en my as sy kinders. Dis 'n onderneming wat ek en jy vandag maak. Nie meer verskonings nie, nie meer wanhoop nie. Want ek het 'n God met 'n plan. En hy maak my regtig deel van sy plan. Daar's hoop. Daar's 'n toekoms in Jesus.
En dis die Heilige Gees waarvan ek absoluut afhanklik is. Hierdie 3 dinge. Hoor die woord van die Here, erken dat die Here God is en leef in afhanklikheid van die Heilige Gees. Dit bring 'n hoop vir die toekoms. Kom ons vra daarvoor. Amen. Laat ons saam bid. Here, ons staan verstom voor die wonderwerk van die Help Mekaar plan wat in ons volk se geskiedenis 'n wending gebring het in een geslag. Vandag wanneer ons na U Help Mekaar plan kyk, Here, dan is dit nog met bietjie onsekerheid en huiwering wat ons dit aanvaar as die waarheid. Maar deur die Heilige Gees weet ons kan die toekoms ingaan met vasberadenheid. Nie omdat ons self besondere mense is met besondere vaardighede nie, maar omdat ons aan U vashou. Vandag sit ons klein menshandjies in U Vaderhand en sê ons, Here, stap, ons volg. Vergewe ons, Here. Dat ons baie keer die oorsaak van die zombiekerk is deur ons selfsug en net ons gesindheid van my tankie moet vol. En ek gee nie om oor die res nie. Maar dat ons hier sal wees om mekaar te help, mekaar se laste te dra, U liefde teenoor mekaar uit te leef. Dankie, Here, dat U ons hoop gee vir die toekoms. Vergewe ons kortsigtigheid. Sit vir ons die bril van U woord op, dat ons verder kan sien, Here, as ons self van ons eie probleme. Wil U gee dat ons hierdie hoop, dat dit aansteeklik sal wees. Soos wat Dominee Kestel se boodskap soos 'n veldbrand deur die hele land van noord tot suid versprei het en mense dadelik ingespring het en gehelp het, dat hierdie boodskap van hoop soos 'n veldbrand sal versprei vandag in Suid-Afrika, dat hoop begin in 'n hart waar God besig is. O Here, wees besig met ons. In Jesus naam, amen. Die Heer het opgestaan, die laaste vyand is verslaan, geen mag kon hou hom gebonde. Wie in hom sterf, sal met hom leef, wie skuld bely, die word vergeef deur Christus vry van sonde. Hy heerlik aan God se regterhand stuur vir ons die Gees as pand, die Gees laat ons herlewe. Ons deur sy wonderkrag bevry, bly oor en oor sy woord bely. Hy leef en jy sal lewe. Kom ons loof die Here, vers 2:201. Triomf, die Heer het opgestaan, die laaste vyand is verslaan. Geen mag hou hom gebonde, wie in hom sterf sal met hom leef, wie skuld bely, die word vergeef, deur Christus vry van sonde. Hy heerlik aan Gods regterhand, hy stuur vir ons die Gees as pand, die Gees laat ons herlewe, ons deur sy wonderkrag bevry, bly oor en oor sy woord bely, hy leef en jy sal lewe. Ons herinner u net 3 goedjies na die uitspreek van die seën. Sit 'n oomblik dat ons net voorbereiding doen vir 'n gemeente en dan vra ons dat jy net 'n oomblik bly sit dat ons die reëlings kan deurgee vir Saterdag. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede.
Aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen.